Die wat op die Here vertrou, is so Sionsberg wat nie wankel nie en altyd vas bly staan. Soos die berge Jerusalem aan alle kante beskerm. So beskerm die Here sy volk, nou en vir altyd. Amen. Broer en suster, genade en vrede vir jou. Dit kom van God ons Vader, wat U baie, baie lief het, en Jesus Christus, ons Here. Op 'n sake van voorbereiding wil ek twee baie pertinente sake sit. Die een is Jan Sonders. Kom ons bid vir hom en sy familie in hierdie tyd. Ek het gister saam met een van my vriende golf gespeel wat 'n sakeman is. Toe verduidelik hy vir my hoe die afgelope klompie maande sy besigheid radikaal agteruit gegaan het. En toe ek van vra, maar gebeur dit in die mark op die oomblik? Toe sê hy, het gaan nie goed nie. So kom ons bid op hierdie stadium vir ons mense en hulle geld en hulle besighede en hulle finansies. Ons het almal gedink dat hierdie jaar 'n goeie jaar van groei gaan wees. En dit wil blyk asof dit die teendeel gaan wees. So kom ons bid vir elke gesin, elke familie, ook wat hulle dan spesifiek hulle finansies betref. So ek gee geleentheid so vir 'n paar minute van stil gebed. Jy kan jou eie punte op die sakelys sit soos jy vrymoedigheid het, en daarna sal Bernard vir ons voorgaan. Kom ons word stil voor die Here. Troue God, Here ons hemelse Vader, ons kom hier by mekaar om U te loof en te prys, want U is ons hemelse Vader. Here, U ken elkeen van ons by die naam, U het ons geroep. Dit is ook ons vanoggend ook hier in U erediens is, om U te loof en te prys. Here, U ken ons harte, U hoor ook ons omstandighede, ook in ons land en ons ekonomie. Hemelse Vader, ons is van U afhanklik, en ons bid, Here, dat U ook uitkom sal gee in soveel omstandighede, het sy dit finansiëel is, of ook siekte, of ander omstandighede. Kom ons maar net en pleit voor U, dat U uitkom sal gee. Ons bid ook so in die besonder vir Jan Sonders en sy familie, Here, wat ook al vir so lang tyd deur 'n moeilike tyd gaan, en vra, Here, dat U ook daar sal wees. Hemelse Vader, ons bid vir elkeen wat siek is op ons voorbereidingslys. U ken elkeen se omstandighede. Ons bid dat U ook met hulle naasbestaandes sal wees in hierdie tyd. Hemelse Vader, wees met ons in hierdie erediens, dat ons ook sal hoor wat U vir ons sê. Ons bid vir ons gemeente. Ons wil vra, Here, dat U ons deur U Gees sal lei, dat ons hoor wat U vir ons sê, en dat ons sal gaan leef daar waar ons in die wêreld is, dat ons U lig daar sal laat skyn. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Amen. 2 Timoteus 1 vers 8. 2 Timoteus 1 vers 8. Jy moet nie skaam wees om die boodskap van die Here te verkondig nie. Die vorige vers het Paulus oor vrees gepraat. So ons sit die twee nou langs mekaar neer. Skaam en vrees. So Paulus praat met jong Timoteus. Maar elke keer wanneer hy so iets doen, dan bring hy daarbey 'n woord van bemoediging. So elke keer as jy na Timoteus kyk, dan is daar spesifieke tekste wat Paulus so insit. Die logika agter dit is, hy noem die probleem, dan gee hy die troostwoord rondom dit. Nou wat is die troostwoord? Hy praat oor God wat krag gee. Hy het ons gered en ons geroep om aan hom toegewy te wees. So hy sê, hy het ons gered en geroep. Dit het hy gedoen nie op grond van ons dade nie, maar op grond van sy eie besluit en die genade wat hy van die ewigheid af in Christus aan ons geskenk het. So hy het ons geroep en gered, nie deur ons dade nie, maar op grond van sy besluit. En hierdie besluit is reeds in die ewigheid geneem. Vers 10 praat hy nou oor Christus. Hierdie genade is nou in ons geopenbaar deur die koms van ons verlosser Jesus Christus. Hy het die mag van die dood gebreek deur die evangelie, die onverganklike evangelie, en om vir ons die lewe aan die lig te bring.
So hy het 2 goed gedoen, hy het ons verlos, hy het die dood gebreek en dit vir ons die lewe gegee. So ver ons skriflesing. Paulus sit in die tronk. Hy sou baie graag persoonlik met Timoteus wou gepraat het. Maar die prentjie wat ek hier met visualiseer is die volgende. Hier is die mentor Paulus aan die einde van sy lewe. Op een van sy sendingreise het op hierdie fantastiese jongman afgekom, baie talentvol, baie potensiaal gehad, en so het hy hierdie jongman deel van sy sendingreise gemaak. So dit was teorie en diensopleiding. So sou dit dan uiteindelik gebeur dat Paulus na Rome toe moes gaan, want hy sou daar verhoor word, en so los hy vir Timoteus in Efese. Maar dis uiteindelik waar al die moeilikheid begin het. Want in die gemeente van Efese het Timoteus in die voetspore van 'n paar baie groot manne gevolg, onder andere Paulus. Paulus het bekend gestaan as die slimste man wat ooit geleef het. Maar hy het ook in die voetspore gevolg van Apollos. Apollos weer het bekend gestaan as een van die mees welsprekende sprekers wat ooit geleef het. So hierdie jong man het in die voetspore gevolg van 2 baie sterk dinamiese mense. So dat hy nie heeltemal Timoteus se gesag aanvaar nie, hy het nie sy aanstelling aanvaar nie, hy het nie baie sterk persoonlikheid gehad nie, hulle het gesê hy was 'n bietjie skugter en skaam en teruggetrokke, so hulle het op hom begin neerkyk. En so gebeur dit, dat hierdie jong man breek, hy krak. Nou waar kom die relevantie in? Hier kom die relevantie in, vir ons jonger generasie. Op laerskool gaan dit baie goed met jou. Jy is 'n baie goeie student. Op hoërskool gaan dit baie goed met jou, baie goeie student. So kry jy keuring vir jou droomrigting. So gaan swat jy. Die slimste wat jy ooit kan kry in jou lewe is 'n 2de jaar student. Of nou 2de jaar mediese student is, of 'n 2de jaar teologiese student is, of nou 2de jaar wat se studente ook al is, jou slimste studente is jou 2de jaar studente, hulle weet alles. So as jong Timoteus vermoedelik ook deur hierdie fase. Hy weet alles. Voetspore van Timoteus het Paulus gevolg. Dan slaan die naakte werklikheid jou. En die naakte werklikheid is, jy gaan werk. Op laerskool, hoërskool en jou studentejare was jy in 'n baie beskermde atmosfeer gewees. Jy was nog vermoedelik deel van jou ouerhuis gewees. Maar die werksplek is niks nice. Die baas soek net resultate. Hy ken een kommunikasielyn, hy skree op jou. Jy moet 6 uur by die werk wees, jy mag nie voor 5 uur klaar maak nie. Skielik kom sit jy hier so by een van die medewerkers en jy wil so 'n bietjie jou hart uitstort teenoor hierdie persoon, want jy voel bietjie te nagekom en dan sê die persoon, man, kom daaroor. Skielik slaan die naakte werklikheid jou. En jy begin 'n klompie goed te bevraagteken. Is ek op die regte plek? Het ek die regte goed geswat? Het ek die talent en die vermoë om die werk te doen waarvoor ek aansoek gedoen het? So jy dink op daardie stadium dat jy op die slegste plek in jou lewe is, maar dis nie waar nie. Jy is op die beste plek in jou lewe. Jy moet deur hierdie vormingsperiode gaan, jy het nie 'n keuse nie. As jy vandag na suksesvolle mense kyk, dan moet jy weet hulle is deur die meele van die lewe. As jy na mense kyk wat baie goeie besluite neem, en hulle is regtig meesters in wat hulle doen, is hulle deur die vuur. Niemand kan hierdie sprong maak van 'n student na 'n eerste jaar in die werk na suksesvol. In daardie tydperk van jou lewe, jy verloor jou selfvertroue, jy verloor jou persoonlike waarde, jy vra jouself die vraag af, moet ek hier wees? En dan kom jy met hierdie storie van, ek gaan bedank, en ek gaan vir ander werk soek. Nou, dis waar jou vriende moet inklim en sê, jy kan nie bedank nie. Jy kan nie ander werk gaan soek nie. Hier waar jy nou is, hier moet jy deur. Dit gaan met elkeen van julle gebeur en dit het met elkeen van julle gebeur. So ons ouer mense wat vanoggend hier sit,
Kan so terugverwys na hulle lewensgenoot vir jou sê, ja, daar, en daar, en daar, en daar. En dan gaan die opmerking kom, dank Vader, ek het deurgedruk. Ek was jong dominee in Rivera, my 2 kollegas was Dr. Andries Gous en Dr. Johan Pinaar. Johan Pinaar, een van die beste predikers in Suid-Afrika. Dr. Andries Gous, een van die meest bekende sielkundiges in Suid-Afrika. En die was hierdie jong man wat so pas begin het. En die kloppers wat hier sit sal weet, want hulle mamma het gewerk vir Andries. Binne die konteks van hierdie 2 manne, moes ek in Rivera my eie identiteit vorm, my eie identiteit definieer, en die koers van my lewe moes ek kies. So Paulus vat Timoteus in die hand. Hy sê vir Timoteus, kom sit hier. Op hierdie stadium, is jy skaam vir jouself, jy is bang vir die werk wat jy moet doen. Jy is nie bereid om jou omstandighede te face en jy het agteruit gegaan. Jy het jou genadegawes verwaarloos en die ergste van alles is, jy het entoesiasme vir jou werk verloor. Ek gaan 'n baie goeie gesprek met jou moet voer. Nou vra ek vir jou vanoggend, as reg teenoor jou so iemand sit, watse raad en watse advies sou jy vir so 'n persoon gegee het? Want jy gaan hulle meermale raakloop in die lewe. Dit kan jou kleinkind wees, dit kan een van jou familievriende wees, dit kan iemand in jou kring wees. Van tyd tot tyd gaan jy met 'n baie talentvolle man sit, wat voel maar ek is nie op die regte plek in my lewe nie. Hier moet ek pad gee. So wanneer Paulus met Timoteus praat, gee hy 4 raad en adviese. Die eerste een, Timoteus, die Here het jou gered en jy behoort aan my. Wanneer jy op hierdie slegte plek in jou lewe is, twyfel jy in jouself, jy twyfel aan God, jy twyfel oor baie dinge. Baie jare gelede het een van my lidmate bankrot gespeel. En ek kry hom op 'n stadium hier by die sentrum, en ek sê vir hom, kom sit hier langs my. Ek sê vir hom, dit gaan nie goed met jou nie, nee. Hy sê nee. En ek en hy het 'n gesprek gevoer. Toe sê ek vir hom, weet jy wat? Jy kan alles verloor. Jy mag nie jou geloof verloor nie. Toe sê ek vir my, hy weet. Toe sê ek vir my, jy hoor my nie reg nie. As ek praat van jy mag nie geloof verloor nie, praat ek nie van God nie. Ek praat van jouself. Jy kan alles verloor. Maar as jy geloof in jouself verloor, is jy in die moeilikheid. Nou dit was nie die eerste keer wat sy maatskappy in die moeilikheid was nie. Toe vat ek hom terug na die eerste keer. Toe sê ek vir hom, onthou jy wat in daardie tyd gebeur het? Begin hy te huil. Toe sê hy, ja, hy onthou. Toe sê ek, en toe? Toe sê ons het opgestaan. Ek sê, wie het opgestaan? Die Here? Of jy? Verstaan jy die skerppunt van wat ek so pas wil sê? Ek en jy sê te vinnig, die Here dit en die Here dat. Jy vergeet te skerppunt. Jouself. En toe herinner ek hom aan die winspunte in sy lewe. Die sterkpunte in sy lewe. Hy het opgestaan en hy is terug op die been. Wat Paulus vir Timoteus sê is, jy mag nie jou geloof verloor. Jy is in die vuuroond, jy is die maalkolk, jy is skaam, jy is bang, jy het nie die vrymoedigheid om met mense te werk nie, jy behoort aan die Here. Ons lees in Jesaja 43 vers 1,
So sê die Here wat jou geskep het, Jakob, wat jou gevorm het, Israel. Moenie bang wees nie. Ek verlos jou. Ek het jou op jou naam geroep. Hoor wat sê die Here vir Timoteus. Hoor wat sê die Here vir jou. Ek het jou geskep. Ek het jou gevorm. Ek het jou verlos. Ek het jou op jou naam geroep. Jy is myne. Timoteus, as 'n klompie dinge wat rondom jou gebeur, maar jy behoort aan die Here. Jy is sy kind. Sy seun het vir jou aan die kruis gesterf. Jesaja 44 vers 1 tot 6. So sê die Here wat jou gemaak het, wat jy gevorm het in jou moederskoot en jou nou nog help. Moenie bang wees nie, my dienaar. Ek het jou uitverkies. Die een sal sê, ek behoort aan die Here en homself 'n nakomeling van Jakob noem. Die ander sal op sy hand skryf, die Here sin, en hom 'n lid van die volk van Israel noem. Nou ek het dit nie gedoen nie, Annelies is baie beter daarmee as ek. Ek was op hierdie punt van my preek bereid gewees om 'n potlood en papier uit te deel. En vir jou te sê, vat net 'n minuut. Dan dink jy oor hierdie punt. Hy het my geskep, my gevorm, my gemaak, hy het my verlos, hy het my uitverkies. Ek behoort aan hom. Ek vat my hand en ek skryf met my hand die Here sin. Ergens in die loop van die week, in jou persoonlike stilte tyd, moet jy gaan sit en dan moet jy net neerskryf. Ek, Ernst Endres, George van Berg, ek kan jou naam noem, behoort aan die Here. So waar begin Paulus? Hy begin by die kern menswees, dat jy kan weet waar hoort jy en aan wie behoort jy. Maar hy kom by die tweede punt. Die tweede punt is net so belangrik. Timoteus, die Here het jou geroep om vir hom te werk. Efese is die regte plek waar jy nou moet wees. Tweede punt. Timoteus, die Here het jou geroep om vir hom te werk en jy is op die regte plek. Kan ek hierdie bly onderstreep? As jy vir Timoteus gesê het, vat die pad aan hardloop, het hy gesê so vinnig as moontlik. As op daardie stadium daar 'n beroepstelsel sou gewees het, sou Timoteus aansoek gedoen het vir 'n ander beroep. Maar dit was nie moontlik nie. Hy kon dit nie doen nie. So van tyd tot tyd sit jy op 'n baie belangrike plek in jou lewe en jy vra jouself die vraag af, hoort ek hier? Moet ek na 'n ander werk soek? Of moet ek oorskuif na iets anders? Dis baie belangrike vrae wat jy vir jouself vra. En veral in die jonger tydperk van jou lewe, wanneer jy oorskakel na verskillende punte toe, is dit die vraag wat jy vir jouself afvra. Timoteus, die Here het jou geroep. Jy werk vir hom. Jy is op die regte plek. Ek ken nie op hierdie stadium jou omstandighede nie. Ek weet nie wat gaan rondom jou aan nie. Maar jy kan dalk vir jouself voel dat te midde van al die druk wat jy kry, al die swaar kry, al die teenstand, al die afbreekende opmerkings, dat jy dalk nie op die regte plek is nie. So die Here sê vir Timoteus, jy is op die regte plek en die regte tyd. Timoteus het vasgebyt en jare later sou hy die leier in die Christelike kerk geword het. Die mees uitstaande persoonlikheid. So Efese was die maalkolk waardeur hy moes gaan, hy het nie keuse gehad nie. Dis waar hy gevorm is, dis waar hy getoets is, uiteindelik suksesvol was. Dis die tweede punt. Die derde punt, Timoteus,
Jou redding en jou roeping is gefundeer in die raadsbesluit van God en nie jou eie prestasie nie. Ek het al 'n klompie keer hier hoor gepreek, maar vanoggend wil ek dit van voor af onderstreep. As ons praat oor God se raadsbesluit. So kom ons kyk na 4 tekste. Psalm 139 skryf Dawid: U het my al gesien toe ek nog ongebore was. Al my lewensdae was in u boek opgeskrywe nog voordat ek gebore was. Al my lewensdae was in u boek opgeskrywe nog voordat ek gebore was. So Dawid het bekend gestaan as sy pa se buiteegtelike kind. Sy pa het hom nie aanvaar nie. Hy kon nie saam met die gesin aan tafel eet nie. En sy boeties wat groter en sterker as hy was, hulle was die groot manne. So Dawid moes die skape oppas en die boeties was op ander plekke. Op 17-jarige leeftyd toe die tyd vir oorlog was, toe sy boeties aan die front en Dawid by die skape. So op 'n stadium stuur sy pa met kos en sê, gaan gee vir jou boeties kos. En so stap hierdie klein herdertjie rustig dood, stap in die pad, berg op berg af, en hier skielik kom hy in 'n dal af, en hier staan 'n reus, en die reus daag almal uit. En so kyk klein Dawid hierdie reus in die oë, en hy sê nie, maar ek sal weer reus veg. Hier kom Saul en hy gee hierdie swaar wapens vir hom. En Dawid klim in die swaar wapens in, en hy besef, en hierdie kat gaan nie vlieg nie. Toe vat hy sy slingervel, hardloop gou na die spruit toe, haal 5 plat klippies uit, hy gooi die reus tussen die oë, hy val 'n bietjie duiselig op die grond, Dawid gryp 'n swaard, kap sy kop af. So word hy, hierdie klein seentjie, die leier van Saul se weermag. Hy word later koning. Hy het 'n ongelooflike lewe. En wanneer Dawid sy lewe afsluit in Psalm 139, dan sê hy, al my lewensdae was in die boek opgeteken, nog voordat ek gebore was. Dis wat die Here vir Timoteus sê. Timoteus, jy is bekommerd oor die dag van môre. Jy kan nie bekommerd wees oor die dag van môre, want wat besig is om met jou plaas te vind, is deel van God se raadsbesluit. Ek weet dit is vir jou 'n persoonlike misterie. Ek weet jy het baie vraagtekens. Maar jy moet my hoor, ek sou 'n volledige reeks oor Dawid kon doen. Dawid het totale hoogtepunte en laagtepunte in sy lewe gehad. Sy dogter is verkragt, sy seun is doodgemaak, daar het soveel goed verkeerd geloop in sy lewe. Daar het soveel goed reg geloop in sy lewe. Maar uiteindelik as Dawid skryf, dan sê hy, al my dae opgeteken in die boek. Ek wil vanoggend in die oë kom kyk en ek wil net dit vir jou sê. Voordat daar iets was jou lewensdae reeds opgeteken gewees in God se boek. Paulus skryf, deur Christus het ons deel geword van die volk van God, soos hy dit vooruit bestem het. So het hy hom dit ook voorgeneem. Hy het alles laat gebeur volgens sy raadsbesluit. Vooruitbestem raadsbesluit. Hier waar jy volgende voor my sit, as jy sy kind, hy het jou geroep, dis deel van jou lewensboek. Petrus skryf, reeds voor die skepping van die wêreld, nou praat hy van Christus, is hy hiervoor bestem, maar terwille van julle het hy nou eers in die eindtyd gekom. Voor die skepping van die wêreld, was Jesus Christus se aardse lewensskrip alreeds geskryf. Voor die skepping. Dan ken ons die pad van Jesus. Boere, eerste 30 jaar weet ons nie veel van sy lewe nie. Sy hele totale bediening het slegs 3 jaar geduur. Van 30 tot 33. Hy sterf die akligste dood. Sy familie los hom, sy vriende vra en verwerp hom, hulle draai sy rug op hom. En na sy kruisiging staan hy 3 dae later op as die koning van die konings. Wanneer is dit besluit gewees? Voor
die skepping. My jong vriende wat volgens die voor my sit, God ken jou talente. Hy weet wat jy op pad is. Hy ken jou lewensmaat. Hoor mooi, hy ken jou lewensmaat. Daar's elke faset van jou lewe wat hy ken. En die opwindende fase van jou lewe waarmee jy nou besig is om te ontdek wat God reeds vir jou op jou lewensboek gegee het. Dis reeds daar. Dis jou voorreg om die optimale maksimum daarvan te ontdek. Raadsbesluit. 4. Timoteus. Die raadsbesluit van God oor jou redding en jou roeping het in Jesus Christus 'n realiteit geword. So wat Paulus vir Timoteus sê, al hierdie goed wat ek jou praat, dis nie teorieë nie. Die teorie klink mooi. Maar in Christus het dit 'n werklikheid geword. En nou sê hy 3 dinge oor Christus. Jy verstaan baie mooi. Hy skryf op hierdie stadium, dis die konteks, vir 'n skaam seentjie en 'n bang seentjie. Hy sê vir die skaam seentjie, die bang seentjie, sê hy. Hierdie genade is nou in ons geopenbaar deur die koms van Christus. Hy het die mag van die dood verbreek, die woordjie verlosser. As hy praat oor die dood van die verlosser, Christus is ons verlosser, dan sê hy 'n baie belangrike 2 woorde. Christus het ons kom red uit die kloue van die dood en die wurggreep van die sonde. Die kloue van die dood en die wurggreep van sonde. Jy sien, dis daai 2 goed wat maak dit ons skaam en bang is. Vrees. Timoteus, moenie skaam wees nie. Moenie bang wees nie. Maar ek stel dit verder. Moenie bang wees vir die dood. Moenie bang wees om te sterf. Want die konteks is Paulus wat verhoor afwagtend is en hy sou 'n paar maande later sou Paulus sterwe. Ek praat 'n bietjie met die ouer generasie. In my jong tyd was ek lid van 'n weermag wat in Angola geopereer het. Daar's een ding wat ons elke keer gekonfronteer het. Die dood. Jy het nie geweet of jy gaan terugkom nie. So is 'n klompie van ons vriende vanoggend in die kerkgebou wat presies weet waarvan praat ek. Weet jy wat het ek geweet? Dat dieselfde boodskap het ek vir die leiergroep gegee en ons swart soldate. Ons is nie bang vir die dood. Want in Christus is ons reeds gered. Hoor jy die skerp punt van wat ek sopas vir jou gesê het? Hoekom is moslems bereid om te sterf? Hoekom blaas hulle self op? Want hulle is bang vir die dood nie. Dis hoekom hulle so fanaties is. Ons as Christene, ons is nie bang vir die dood nie. Timoteus, Christus is jou verlosser. Hy het jou verlos uit die wurggreep van die dood. Hy het jou verlos uit die mag van die sonde. Die tweede ding wat hy hanteer, gaan terug na die doodsengel. So hy het nou gesê ek is jou verlosser, Christus is jou verlosser. Nou oor die doodsengel moet ek een ding baie verseker weet. Die doodsengel verwys na die mag van Satan en die Bybel sê vir ons baie uitdruklik dat hierdie doodsengel se finale mag gaan eers met die wederkoms finaal gebreek word. So op hierdie stadium is Satan nog steeds die engel van die dood. Daar in Eksodus toe die eerstgeborenes doodgemaak is, lees ons en die doodsengel het deur Egipte beweeg. Die doodsengel is nie net die dood nie, maar dit is instrumente wat God gebruik rondom die dood. Die doodsengel. Nou sê hy vir Timoteus, Christus het die engel van die dood finaal oorwin. Ek vra jou weer, is jy bang vir die dood? Bang vir die doodsengel? Antwoord is nee, ek is bang vir die dood nie. Timoteus, waar moet jy jou krag kry, sodat jy nie meer in vrees hoef te leef en skaam te wees? Jy is nie bang vir die doodsengel of die dood. Die laaste skerp punt wat Paulus hier vir ons uitlig,
Christus is die waarborg van ons eie opstandingsliggaam en die ewige lewe. Jou opstandingsliggaam, die ewige lewe is gewaarborg. Jy hoef nie meer in vrees vir die dood te leef nie. Ek kyk nou 'n kloppie van julle het saam met my oud geword, né? Ek het my hare kort gaan skeer en toe het Rihanna nou daar vir my kom sê, kom liewers na my toe laat ek jou hare vir 2 ure kan perm, maar ek kan niks met hierdie hare doen nie. Al perm kom tot 'n blou word in sy gesig, dit is niks gaan gebeur nie. Ons liggame gaan agteruit. Maar weet jy, kom ons is nie bang nie. Kom ons is nie skaam nie. Want ons weet, ons nuwe liggaam is op pad. Timoteus, daar waar jy in Efese is, moenie bang wees nie. Moenie skaam wees nie. Gaan dit die maalkalk van die lewe. Daar's 'n nuwe opstandingsliggaam op pad. Ek vat saam. Moenie aan jouself begin twyfel nie. Jy is 'n kind van die Here en jy is op die regte plek. Paulus moedig Timoteus aan om nie skaam te wees vir die evangelie nie, selfs in moeilike tye. Laat vaart die behoefte om jouself te bewys. Rus in God se genade wat reeds gegee is. Omdat die dood oorwin is, kan ons met moed en hoop leef, wetend dat ons toekoms by God is. Ons roeping is gewortel in God se ewigdurende genade. Ons toekoms is gewaarborg deur Christus se oorwinning oor die dood. Psalm 39 sluit Dawid af. Hoe wonderbaarlik is die gedagtes van my, o God. Hoe magtig hulle almal. Net die volgende vers na die lewensboek. Hoe wonderbaarlik is die gedagtes vir my. Ek wil vir jou 'n minuut of 2 net stil gebed gee. Dat jy 'n bietjie oor jou lewe dink. Hoogtepunte en laagtepunte. En dan bid jy hierdie laaste sinnetjie. Hoe wonderbaarlik was u gedagtes vir my lewe, o God. Hoe magtig is hulle almal. Ek gee geleentheid vir stil gebed. Amen. Ons gee geleentheid vir die dankoffer en daarna sluit ons af met 'n pragtige lied. Bly versekering, ek behoort aan die Here. Blye versekering, Jesus is myn. O wat 'n vreugde, eerlik en rein. Wedergebore, rein deur sy bloed, smaak ek sy vrede in my gemoed. Dit is my roemtaal, dit is my lied, lof wat ek Jesus ewig sal bied. Dit is my roemtaal, dit is my lied, lof wat ek Jesus ewig sal bied. Die liefde van God ons Vader, die genade van Jesus Christus ons Here en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly elke dag met elkeen van u. Amen.